Ek hoop dat jy vanoggend ten minste so 15% sal onthou, en ek wil hê dat jy vandag sal besef hoe naby God aan jou is. Hoe naby Jesus aan jou is. Gisterand toe ek nou reeds klaar voorberei het en ek gaan klim in die bed. En ek lê nog so en dink en daar bly iets so in my en ek is nie lekker seker wat dit is nie, en ek sê vir Nika wat daar by my op die bed lê, gee my net gou 'n oomblik. En sy wil nog gesels en die en daar, ek sê Poppie, nou moet jy my net gou 'n oomblik gee, want ek voel daar's iets. En ek wil graag begin met hierdie. As enige iemand vir my vanoggend moes gevra het, as ek aan hulle Pinkster of die Heilige Gees moet beskryf, dan sal ek dit graag so wil doen. So hierdie is sommer gratis en verniet, dis nie deel van die preek nie. Pinkster, die Bybel leer ons dat dieselfde Heilige Gees werk vanuit die Vader en die Seun. 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6, en ek gaan net gedeeltetjies aanhaal. Hy sê, daar is verskillende genadegawes, maar dieselfde Gees. Daar is verskillende bedieninge, maar dieselfde Here. Daar is verskillende werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal werk. As daar een ding is wat ons regtig baie goed moet verstaan is, dat daar's nie 'n klassifikasie wie's meer belangrik as die ander een as dit by die God-eenheid kom. Ons leef in 'n tyd wat die Heilige Gees baie keer en in baie kerke verkondig word as jy moet mooi dink en mooi sê en moenie snaakse goed doen nie en moenie mal goed doen nie en daarmee saam dink ek beperk ons die werking van die Heilige Gees in ons eie lewens. Ek het so ruk terug vir iemand gesê, die heel beste ontmoetinge wat ek nog ooit met die Here gehad het, was stoksiel alleen in my binnekamer, in die studeerkamer. En baie keer skep ons hierdie verwagting dat ons kerk toe wil kom omdat die Here daar is. Dis net 'n gebou net soos jou huis. As die Here vir jou minder vrymoedig voel by jou huis as hier, is dit omdat jy goed doen by jou huis wat jy nie noodwendig hier doen. Maak dit sin? Die Here is nie minder teenwoordig by jou huis as hier nie. Hy is net hier die oomblik as hier 'n mens instap, want hy is by ons. Hy slaap nie in kerkgeboue nie. Hy slaap in jou, hy bly in jou, hy woon in jou. Dit wys die eenheid van die Vader, die Seun Jesus en die Heilige Gees. In Efesiërs 4 vers 4 tot 6 praat hy ook van een liggaam, een Gees, een Here, een God en Vader van almal. So die Bybel wys dus vir ons baie duidelik dat dit nie 3 aparte gode is nie, maar een God wat hom openbaar as Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus kon daarom sê toe hy op aarde was in Johannes 14 vers 9, wie my gesien het, het die Vader gesien. En as ons mooi dink oor daai vers, die rede hoekom Jesus dit gesê het, is Jesus het ook gesê, ek sê niks en ek doen niks as ek nie van my Vader gehoor het nie. Daarom kon Jesus gesê het, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Met ander woorde, soos wat God sou optree, so het Jesus opgetree. Die manier hoe Jesus mense behandel het, is die manier hoe God mense sou behandel. En as jy kind van God is, wedergebore, gevul met die Heilige Gees, behoort ons dan op dieselfde manier dinge te doen, want dit is dieselfde Gees. Daar's nie 'n ander Gees nie. Paulus sê daar's nie 'n ander evangelie as Jesus Christus en hom die gekruisigde nie. Jesus wys vir ons presies wie God die Vader is. Sy liefde, sy karakter, sy genade, sy waarheid, sy hart, alles van God. As ons wil weet hoe God is of wie God is, kyk ons net na Jesus. Wat die Vader aan ons openbaar deur dieselfde Heilige Gees. So ek wil vanoggend begin deur te vra, wat is jou verwagting van die Heilige Gees?
Wat is jou verwagting van die Heilige Gees? Wat verwag jy van die Gees binne jou? Want jy moet 'n verwagting vir die Heilige Gees hê. God het jou geskape. Jesus het gesterf vir jou sondes en gesê, ek gaan julle nie alleen hier los nie, ek sal vir julle 'n ander trooster, ek sal vir julle die Gees van waarheid stuur, die Heilige Gees. So wat is jou verwagting van die Heilige Gees? As jy verwag het dat Jesus jou sal vrymaak, sy kruisdood jou kom reinig, dan hoop ek dat dit dieselfde verwagting is wat die Heilige Gees in jou lewe moet kom doen. Ek wil dit vir julle maklik maak, en as ek nou vanoggend by die laerskool moes open, sou ek gesê het, dink nou net vir jouself, as Jesus presies langs jou geloop het, hy was saam met jou in die klas, hy was saam met jou op die rugbyveld, hy was oral saam met jou. Jare terug, so in 1996, in ons jeuggroep, toe sê Julian, so jy moet nou onthou, volgende keer as jy in die bar sit, of in die klub is, of in die stripklub is, of waar ook al jy is, die Heilige Gees het nie gesê, okay, ek gaan buite wag, dan gaan jy in, ek kry jou as jy uitgaan nie. Hy gaan saam. En Jesus gaan saam. Want dis een en dieselfde Gees. Adam en Eva het gedink hulle kan wegkry. En toe God vra vir hulle, waar is julle? Omdat hy nie geweet het waar is hulle nie? Nee. Omdat hy wou gehad het, hulle moet besef waar hulle is. Kom aan, ons almal onthou as jou ma of jou pa jou gebel het, as jy nie op 'n plek is waar jy nie mag wees nie. Of hulle vra vir jou, waar was julle gisterand gewees? Daar gebeur iets binne jou. Dis wat binne Adam en Eva gebeur het, dis wat binne jou kind gebeur, dis wat binne jou gebeur, en nou kom God, Jesus en die Heilige Gees wat by jou is, binne jou is, teenwoordig is en sê, waar is jy? Nie omdat hy nie weet waar jy is nie. Hy wil hê jy moet besef waar jy is. Wat het jy gedoen? Wat het julle gedoen, Eva? Nee, die slang. Adam, praat uit, wat het jy gedoen? Nee, Here, die vrou wat U my gegee het. As U vir my 'n ordentlike vrou gegee, dan sou ek nie nou in die moeilikheid gewees het. As U vir my een gegee het wat my sal reg help, en vir my gesê het, nee, moenie dit doen nie, dan was ek nie nou in die moeilikheid nie. Maar Adam, het jy vergeet dat ek met jou is, dat ek in die aandwindjie met jou gewandel het. En hy wandel weer vandag met my en jou. Ek kan amper sê amen, kom ons gaan huis toe. Hy wandel met jou. Sien, een ding wat ons moet besef is, jy kan nie kies om Christen te wees, omdat jy al die voordele van God wil hê, maar jy wil nie met hom wandel nie. Hoe gaan dit vir jou voel, as jou kind alles van jou wil hê, maar nooit by jou wil wees nie, né? Daar's ouers, as jou kind nou so tussen 19 en 25 tot 30 is, né? Dan weet julle hoe dit voel. Wanneer kom kyk die bietjie, ma's is verskriklik besig. My seun, maar ek sien op jou status, julle is hier en julle is daar en julle is daar. Ek weet, mamma, ons was besig met 'n taak gewees en is nou niemand hier nie. Gebruik net die voorbeeld. Hoekom praat jy so min met my kind? Of wat ek jou vra, stuur net 'n boodskap. Love you. Of wat ek jou vra. Of wat ek jou vra, vat net 'n oomblik en sê net, môre Abba Vader, môre Jesus. Of wat ek vra nie jy moet ure lank, ek vra net dat jy eerste ding in die oggend net sal sê, good morning God. Dis al wat ek vra nie baie nie. Ons lees in Handelinge 2, vers 1 tot 4. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in tale soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek.
Die eerste punt waarna ek vanoggend wil kyk, en ek gaan myself redelik by die notas hou, want ek het werklik al van maandag af tyd spandeer, om hierdie vir ons op 'n manier te verduidelik, dat ons sal besef, hoe naby God en Jesus nog steeds by jou is. Die Heilige Gees is nie 'n gevoel of 'n hoendervleis of 'n so iets nie. Hy's 'n werklikheid. Hy's 'n werklikheid. Die eerste punt, Pinkster, was die vervulling van Jesus en God se belofte. Nou ek haal dit elke jaar aan, want ek wil hê ons moet besef waaroor dit gaan. Johannes 14 vers 16-17 kom en hy sê, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Tot in ewigheid, vir altyd, alle omstandighede. Vers 17, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal woon. Jesus het beloof dat hy ons nie alleen sal laat nie. Sy disippels moes wag en bid en vertrou. En toe God op die perfekte tyd sê dis nou, net soos wat hy met sy wederkoms sal sê, nou is die perfekte tyd, het hy sy Gees uitgestort. God hou altyd sy woord. Ons het met Hemelvaart gesê, elke keer wanneer Jesus gesê het, dit sal so wees, dan was dit so. Presies. Net soos ons op die laaste een sy wederkoms wag. Daarom wil ek vir jou aanmoedig, moenie moedeloos word nie. Iets wat ons nie graag wil hoor nie. Moenie moedeloos word nie, moenie moed verloor nie. Die tweede gedeelte wat ons moet besef is, Pinkster bring die teenwoordigheid van God binne in ons. Kyk wat sê 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is nie, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie. Weet jy nie? Nou ek weet, meeste keer wanneer jy hierdie vers hoor, is dit wanneer jy nou vir jou kind wil verduidelik as hulle droog gemaak het, of as iemand nou een of ander dwelms gebruik of iets, dan sê ons, weet jy nie dat jou liggaam die tempel van die Heilige Gees is nie? En ek onthou baie jare terug toe ek in Rustenburg nog was, toe sê 'n pa een keer vir sy seun, weet jy nie dat jou liggaam die tempel van die Heilige Gees is nie? Toe sê die seentjie, is jou mond ook, pappa? Van die manier hoe sy pappa praat, klink dit nie vir hom of dit deel is nie. Want die pa probeer vir sy kind vertel, jy moet oppas wat jy aanvang en in jou liggaam insit, en toe sê die seentjie, maar is jou mond ook deel van daai tempel? Want as ek na jou luister, dan klink dit nie so nie. Weet jy nie dat God binne jou kom woon het nie? God was nie meer kragtig toe Jesus op aarde was nie. Hy was nie. Hy is vandag nog self dieselfde God. Met ander woorde, dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, wat binne ons woon, moet dieselfde dinge gebeur. Wat het verander? Party sal sê die invloede het meer geword. Party sal sê die versoekinge het meer geword. Party sal sê ek is getroud. Party sal sê die baas vir wie ek werk. Wat het verander? God met ons. In die Ou Testament het God sy Gees net op sekere mense gegee, soos profete en Pinkste en priesters en konings, en daar was so hier en daar in die Ou Testament waar jy lees waar God sy Gees op iemand geplaas het. Maar met Pinkster, met die uitstorting van die Heilige Gees, het dit op elke een van ons gekom. Jy hoef nie alleen deur hierdie lewe te gaan nie. Jy hoef nie. Ek dink net ons moet besef hoe naby God is. In die derde plek, Pinkster gee krag om vir God te leef. Kom ons lees Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang
wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Een ding wat ons moet besef, is jy het die krag om te leef in die omstandighede en die tyd en die dorp en die land waarin jy nou is. Jy het die krag. Voor Pinkster was die ouens bang en huiwerig en twyfelagtig, maar ek weet nie of julle al gesien het, na Jesus se hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees, met hoeveel vrymoedigheid, die Engelse woord is eintlik so mooi, met hoeveel boldness die disippels toeskielik geleef het. Hoeveel makliker dit vir hulle was. Hoekom? Hulle het iets ervaar in hulle binneste, en dis wat my soms bekommerd maak. Ons almal glo in die Heilige Gees, maar ek wil jou vanmôre vra, ervaar jy regtig die Heilige Gees? Beleef jy die Heilige Gees? Ek het al soveel keer hierdie voorbeeld gebruik, en ek sê elke keer moet dit asseblief nie gaan uittoets of probeer nie, glo my man net. As jy in die bad sit of in 'n poel water staan en ek sit 'n haardroër in en ek plug hom in en ek gee hom krag en ek gooi hom daarin. Iets aan jou gaan so klein bietjie verander. Al is dit net jou haarstyl, maar iets aan jou gaan verander. Jy kan dit nie keer nie. Ek het nog nie gesien dat enige iemand krag kan stop nie. Is daar iemand wat al lekker gesok is deur krag, elektrisiteit? Was daar enige manier, behalwe dat jy dit onveilig gedoen het, dat jy dit kon stop? Nee. Jy kan dit nie stop nie. Net so is die Heilige Gees. Maar nou sal baie sê, hoekom sien ons dit dan nie? Ek moet vir elkeen vra, hoekom sien ons dit dan nie? Common sense. Nee, dis nie common sense nie, dis gehoorsaamheid. Dis gehoorsaamheid. Dit is vir ons moeilik om gehoorsaam te wees. Vir elke liewe een van ons is dit moeilik om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees. As dit common sense was, het almal van ons het gedoen. Dan was dit maklik. Maar hoekom dit nie maklik is nie, is omdat jy gehoorsaam moet wees. En dit is bitter moeilik. Dit is moeilik om gehoorsaam te wees in alle tye. Ons kan nie 'n Christelike lewe op ons eie leef nie. Jy kan tradisies leer, jy kan gewoontes leer, jy kan gebedjies leer voordat jy aan tafel sit, voordat jy gaan slaap. Jy kan alles uit 'n gewoonte uit soos 'n papegaai leer. Dit gaan niks beteken nie. Ek het in die week met ons groep gesê, die woord van God, die Bybel, die letter alleen is dood. Dis 'n woord wat geskryf is, nie vir die hemel nie, maar vir die aarde. God gaan nie eendag as jy in die hemel kom vir jou sê, baie mooi dat jy die hele Bybel van A tot Z uit jou kop uit geken het nie, ek is trots op jou. Nee. Al waarna hy gaan kyk is, wat het jy gedoen? Hoe het jy geleef? Al ken jy die hele Bybel, gaan dit vir jou niks beteken nie. As dit nie lewend word binne jou nie, beteken dit niks. Die letter alleen is dood. Dis die Gees wat dit lewend maak. Dis die Gees wat jou uitdaag om te sê, gaan dan heen en maak disippels. Ek wil jou aanmoedig, leer die woord van God. Dis baie belangrik. Maar leef dit ook. Leef dit werklik ook. Die 4de punt. Pinkster het kerk laat begin. Op Pinksterdag is die grootste oes nog ingebring. Kyk wat sê Handelinge 2 vers 41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En ek het baie keer al gesê, een van die verse wat ons ook heeltemal verstaan is, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg. Op 'n stadium, toe pastoor Ronnie Barnard nog geleef het, toe gesels hy met ons hele streekse pastore, toe sê hy, sien ons bid baie keer verkeerd.
Hy sê wat ons bid vir die Heilige Gees se leiding, en dan bid ons dat die Here mense by die gemeente moet voeg. Maar ons lees nie wat sê die vers tot aan die einde nie. Hy sê, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Hoe word iemand gered? Hy moet met iemand deel. Met ander woorde, ons kan nie bid en te sê, Here, stuur net mense en stuur mense en stuur mense nie. Ons moet opstaan en mense gaan haal en hulle saambring. Dit lyk 'n bietjie anderste. En die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Pinkster het iets in die kerk gedoen, daar het 'n behoefte ontstaan vir mense om mekaar te ondersteun, mekaar by te staan, mekaar lief te hê. Nie om te kyk wie trek die mooiste aan en nee. Die kerk het verseker nie begin vir programme en geboue en allerlei idees nie. Dis wat die mens daarvan gemaak het. Die kerk het begin om een liggaam te wees. En as een lid ly, dan ly die hele liggaam. As een swaar kry, kry almal swaar. Ek het al soveel keer gesê, dis wat intersessie voorbidding is. Ek bid as jou kind siek is, bid ek so vir jou asof dit my kind is wat siek is. En dis ook wat ek baie keer sê, wanneer iemand vir jou vra, bid asseblief saam, maak 'n plan om saam te bid asof dit jouself is. Asof dit jouself is wat in daai omstandigheid sit, in daai omstandighede sit. In die week het ons vir 'n babatjie gebid wat in die hospitaal is en elke keer as ek die boodskap kry of na die foto kyk of stil word om haar voor bid, dan vra ek, voor ek begin bid, vra ek, Here, wat as dit my kind was? Wat as dit my kind was? En onmiddellik gebeur iets in my hart. En dan begin ek bid. Dan begin ek anders te bid. Dan begin my woorde partykeer sommer min raak. Dan begin ek sommer emosioneel raak. En dan besef, dan weet ek, nou is my hart op die regte plek. Dis nie 'n skietgebedjie wat ons net vinnig bid nie. Ek het jare terug gepreek oor, voordat jy 'n tafelgebed doen, besef net eers met wie jy nou gaan praat. Moet dit nie doen uit gewoonte uit nie. Kyk 'n bietjie in restaurante. Mense sit partykeer so, en dan as iemand omdraai en sê, "Skus, het jy iets gesê?" Dan sê hulle, "Nee." Ons het 'n manier om hierdie tipe Christelike goed net totaal af te water. Besef ons wie God is. Besef ons werklik wie God, Jesus en die Heilige Gees is. Ons kan hom nie minder maak nie, ons kan hom nie niks maak nie. Hy is jou hele lewe. Jou hele lewe en alles daarin is in sy hande, in sy mag. En dan maak ons dit baie keer so gewoonte. Die kerk sonder die Gees is maar net nog 'n organisasie. Die kerk sonder die Heilige Gees is maar net 'n show. Dis al wat dit is. Die kerk sonder aanbidding in gees en in waarheid is maar net 'n samekoms. Sonder dat ons hier kom sit en toelaat dat die Gees met ons werk, het ons maar net na 'n toespraak kom luister. Maar met die Gees is daar lewe. Daar's redding, daar's verlossing, daar's liefde, daar's verandering, daar's eenheid. Ons moet nie die kerk alleen net so probeer laat voortbestaan nie, maar al meer groei in die Gees. As daar een ding is wat Pinkster kom doen het, is Pinkster het ons kom leer. Jesus is nie net by ons nie. Hy's nie meer by ons nie. Maar hy's binne ons. Toe Jesus op aarde was, kon hy net op een plek op 'n slag gewees het.
'n paar keer en talle kere dan is hy besig hier en dan roep hulle hom daar en die en dan moet hy soen toe gaan en hy moet na Lazarus toe gaan en maar hy's hier besig maar besef ons dat hy nou by elkeen van ons is. Dis asof Jesus elke dag heeldag reg langs jou is, binne jou is, om jou is, by jou is, oral. Besef ons dat dis hy wat ons die krag gee. Die 5de punt, Pinkster wys vir ons dat die evangelie vir almal is. Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Ek wil vanmôre vir jou ten slotte verduidelik, Pinkster gaan nie oor 'n ervaring nie. Dit gaan oor 'n verhouding met God die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Die evangelie is nie net vir een volk, een taal en een tipe mens nie. Die evangelie moet gedeel word. Dit moet jou dryf om te wil verander. Dit moet jou dryf om wil lief te hê. Dit moet jou dryf na bekommernis vir elke een wat verlore gaan. Want dis nie God se wil dat een van sy kinders verlore moet gaan. Nie een van hulle nie. Dit moet jou dryf dat nie een persoon, nie net in jou familie, maar in jou hele samelewing verlore moet gaan nie. Die Heilige Gees is met jou. Ek wil jou vanmôre vra, soms begeer ons die werkinge van die Heilige Gees en die gawes van die Gees en dit alles. En op 'n stadium het ek met jong mense, 'n hele groep jong mense gepraat en vir hulle gesê, wat wil jy daarmee maak? Wat wil jy daarmee doen? As jy dit ontvang het deur God se genade, wat wil jy daarmee doen? Want baie keer kom ek agter dat ons dit wil hê net om ander te kan reghelp, net om ander te reg te kan wys. Maar dit is moeilik om dit te doen as jy nie self gehoorsaam is en dit self uitleef nie. God is elke dag met jou deur sy Gees. 'n Paar jaar terug is ek op pad hospitaal toe. Vir die van julle wat onthou toe Van Botha nog hier was, lê in die hospitaal. En vir die hoeveelste oggend ry ek hospitaal toe. En ek weet nie wat om te sê nie. Ek weet nie wat om te bid nie. Ek het regtig nie 'n idee nie. En ek bid op pad soontoe in my kar en ek sê, Here, ek weet nie wat om nog te bid of te vra nie. Ek weet nie. En ek kom by die hospitaal en Tannie Hetty sê die dokters het gesê, die 4, 5 of 6 spesialiste het gesê daar's niks meer wat hulle kan doen nie. Die familie is so te sê almal hierso. Ons moet hom net groet. En ek weet nog steeds nie wat om te sê nie. Ek het geen woorde nie. En ek sê vir Tannie Hetty, Tannie, gaan Tannie eers saam met die familie in en nee, sê jy gaan eers saam. Ek sê nee, ek is okay. Ek sal nou gaan. Nee, jy gaan eers saam, deel. Pastoortjie sê sy, jy gaan eers saam. 3 keer probeer ek vir haar sê, gaan eers saam met die familie. En ek onthou hoe ek so by daai tafel gestaan het toe in die ICU lê en probeer kyk wat aangaan en niks wat ek sien is goed nie. Altyd sy longe het plat geval, altyd sy niere, daar's net niks meer nie. Hulle het al reeds toestemming gegee dat daar niks verder kan of hoef gedoen te word nie. En al wat ek kan onthou is, ek het aan die kant van hom wat nog heel eerste doof was en alles langs sy bed gaan staan en net in 'n taal gebid, want ek het regtig nie geweet wat om nog te bid nie. Ek het nie geweet moet ek bid vir genade of verlof, ek weet nie. En ek laat die Gees net bid. En julle sal baie goed onthou, Magdal en almal sal baie goed onthou,
seker so 10:00, 11:00 die oggend. En ek het huis toe gekom en ek het omgedraai daar by die bed en huis toe gery. Ek kan nie onthou of ek iemand gegroet het nie. Ek kan niks onthou en ek het by die huis gekom en ek het so opgewondenheid gehad. Ek het in my studeerkamer gaan sit en voortrent nog 'n uur gebid vir verskillende gebedsversoeke. En toe tannie Hetty by die huis kom, sy het op daai stadium met so 'n loopraam geloop. Op daai stadium maak die Here haar gesond en sy vergeet sommer 'n loopraam daar reg langs sy bed in die ICU. Toe hulle by die huis kom, toe sê haar swaarvader, "Waar is jou loopraam?" Toe sê sy, "O nee, ek weet nou nie hoe nou." Die volgende oggend 10:00 bel sy my so 9:00, 10:00. En ek wil nie my foon antwoord nie want ek weet mos nou wat gaan gebeur. En tannie Hetty praat nie. Ek antwoord, maar sy praat nie aan die ander kant nie en ek besef dit is normaal. Ek het al baie keer in my lewe daai omstandighede deurgegaan. En ek begin vir haar sê, tannie Hetty, ek is so jammer. En al wat sy uitkry is, moenie wees nie. Sy sê, kan jy hiernatoe kom? Ek ry hospitaal toe en toe ek by die hospitaal kom, toe sit hy in die ICU in 'n stoel, regop. Toe werk al twee die longe, al twee die niere. Die een nier het hoeveel maande, hoeveel jare, 3, 4 jaar mag dan nie eens gewerk nie. Hy werk ook sommer 100%. Dan besef ek, God is nie net 'n God van gister nie. Hy's nie 'n God van die Bybelse tyd nie. Die bloed van Jesus is nie net sommer nie. Hy is God met ons. En ek hoop dat volgende keer wanneer jy bid vir die Heilige Gees, dat jy sal besef, dis God met jou. Sy seën binne jou. En die Heilige Gees rondom jou. Wanneer jy bid vir beskerming van jou kinders, die laaste week en 'n half was 'n rowwe week. Dis mense in ons gemeenskap wat deur bitter waters, diep waters, die laaste week en 'n half is, en ek het vanoggend besef, as jy hier uitstap om te gaan bid, smeek ek jou, vertel vir die Satan, dat God se Gees binne jou is. Vertel vir hom, dat God se Gees met jou is. Sê vir hom, dat God leef binne jou en jy deur God. In die naam van Jesus. Mag jy besef, God die Vader, sy Seun Jesus Christus, is tasbaar naby jou, deur die Heilige Gees. En dit is hoekom Jesus, vir my en vir jou, die Heilige Gees gegee het. Kom ons sluit die oë. Abba Vader, dankie dat U met ons is. Dankie dat daar 'n wedergeboorte is. Ek wil vanmôre die gees van tradisie en Christendom kom afbreek in die naam van Jesus. Ek wil vanmôre kom bid dat nie een van ons aan Christelike tradisies en gewoontes sal verval nie, maar dat ons kragtig in die Here sal word. Dat ons sal besef dat die Gees van God met ons is. Dat ons sal besef dat die Heilige Gees is God se Gees, is God wat by ons is. Dat ons sal besef dat die Heilige Gees wat binne ons is dieselfde manier toe Jesus op aarde geloop het, toe hy sê dit oorgegee het aan sy disippels, het hy dit ook oorgegee aan elkeen van ons. Maak ons gehoorsaam. Open ons ore, Here. Open ons gees, maak ons honger vir meer van U. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. Ek bid, Here, dat ons gebedslewe sal kom verander.
Ek bid dat ons sal besef, wanneer ons gaan sit om te bid, dan is U met ons. U is by ons. Verander ons. En maak ons nuut in die naam van Jesus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. In Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën U.